Ons het uitvat dan al ons die blomme. You were always there to catch me when I fall in a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Love is on. As ek aan, sê hy kom deur. Goeiemôre van my kant af. My naam is André Lourens, vir die wat my nie ken nie. En ek sal die verrigtinge vir ons waarneem vanoggend. Net van my en van die kerkraad en die gemeente, Marius, kinders, familie, vriende, ons innige meegevoel, bietjie sagter asseblief, Tinus, ons innige meegevoel aan julle met julle verlies, ons almal se verlies. Ja, niks wat ek vandag kan sê, kan dit beter maak nie. Die dood bring hartseer en pyn, die dood bring trane, die dood bring seer. Saam met dit kom trane en saam met dit kom baie dinge, saam met dit kom rou. En julle, dit moet so wees. Dis goed as ons huil. Dis goed as ons rou, is goed as ons treur. Wys daar was liefde. Sal nie, soms eers gehuil het nie aan waaroor het dit dan uiteindelik gegaan. So ons is hartseer en ons huil, maar Jesus Christus was volledig mens. Hy het volledig mens kom word, hy het pyn gevoel soos ons, hy het hartseer gevoel soos ons. Teen die tyd wat ons die Jesus verhaal, die laaste gedeelte hoor, voor sy kruisiging is sy pa oorlede, sy aardse pa. En hy huil by Lazarus se graf, hy huil oor die toestand van Jerusalem. En so hy weet waar deur ons gaan, as ons pyn het, as ons hartseer is. En daarom kan ook net die Gees ons troos. Net die Gees kan dit beter maak hier in ons. En die pyn gaan seker nooit weg nie, maar dit raak beter. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net saam. Almagtige Hemel Vader, Here, ja, hier staan ek weer voor familie en vriende. Mense wat seer het, Here. Mense wat diep geraak is. Mense wat huil, mense wat treur. Maar Here, aan 2 Korintiërs 1 sê, en die Gees sal julle kom troos. En dis my gebed vir hulle, Here, dat u Gees hulle sal kom troos. Here, soos ek nou gesê het, niks wat ek vandag gaan sê, gaan enigstens iets beter maak daarin. Dit kan nie. Maar Here, ons is ook nie soos ander mense wat u nie ken nie, wat daar geen hoop is nie. Here, ons het hoop om ons geliefdes weer te sien. Ons het hoop, Here, want ons glo in u en ons hou vas in u, my Here. Heilige Gees, maar hier staan ek vanoggend en my gebed is net, Here, kom bedien u ons. Kom leer u ons en kom bedien u ons vanoggend. Here, soos net u kan. En ek eer u daarvoor. In Jesus naam bid ek dit. Amen.
Die liedjies wat die familie op ingestap het en dit wat ons gaan sing is deur die familie so gekies. So ons gaan nou eers staan, dan gaan ons open met ons eerste liedjie, O Heer my God. So kom ons staan, dan sing ons tot eer van die Here. In al die wêreld, elke dag ons goed. Die son en maan, die aarde sterrenwolken, hoe ieder elke dag zo opgelopen. Dan noem ik jij mijn Heer en mijn God. Hoe groot is hoe groot is wanneer die hele schepen het zal. Hoe heerlijk weer God en al. Ik zie die vrouw die oosterwijke vlaktes. Hij hoort hoe ernstig als we stoelen. Hoe jullie zon bekleedt je goed met allen. Die zorgt dan dag beneden. Dan moet ik mijn Heer en mijn God. Hoe groot is hoe groot is wanneer die hele schepen het zal. Hoe heerlijk weer God en al. Is hier voor en ons gelukkig wereld, om feestigheid, zij koningsheerschappij. Hij mag weer wat zonder gesteend heeft. Hij brengt weer goed en reden ook van mij. Dan doet hij juist mijn Heer en mijn God. Hoe groot is hoe groot is wanneer die hele schepen het zal. Hoe heerlijk weer God en al. Niemand ons neer van al die grootste werken. Die laat ons brengen, weer dat die het mag komen. Ik kom niet in, en eerlijkheid op volken, maar die volkomen niet die eigendom. Dan moet ik God almagtig,
Ja, Here, groot is U naam. En Here, U woord staan sentraal en U hart van liefde oortref dit alles. En Heilige Gees, ek kom gee net oor in U hand. Kom vat my weg. Kom sit my agter die kruis en Heilige Gees, kom bedien U ons. Kom praat U deur my die boodskap wat U vir ons wil hê vanoggend. Dit wat ons moet hoor. In Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit, dankie. Wat is die bekendste vers in die Bybel? Wat sou jou antwoord wees? Skies? Johannes 3 vers 16. As jy 'n nuwe Bybel app laai, dan maak hy oop by Johannes 3 vers 16. As jy op die rekenaar gaan by 'n Bybel app, dan maak hy oop by Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe mag hê. En dis gewoonlik maar waar ons stop, maar die volgende vers is net so belangrik en vir my die mooi. En ek lees vir julle vers 17. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kon word. Wat 'n pragtige woord, wat 'n pragtige wete. Mense sê gewoonlik, wat 'n pragtige gedagte, dis nie 'n gedagte nie, is 'n wete van Jesus het my lief, en daarom het hy kom versoening bring tussen my en die Vader. Gou vir julle 'n storie vertel. Ekskuus as ek so af en toe sluk van die allergie, pla maar so 'n bietjie. Gou vir julle 'n storie vertel. Die storie gaan onder 'n pa en 'n seun. Hulle boer aan die Karoo en die een dag kom die pa en die seun by die pa aan en hy sê, pa, hierdie plaaslewe is nie vir my nie. Hy sê, ek was nou maar nog al die jare 'n bietjie rebels gewees, pa het nou nog al die jare gesukkel met my op koshuis en so baie rooi briewe gekry van die skool af omdat ek so stout was. En ek het nou al pa se traktor gerol en ek het die bakkie gestamp en al die dinge en ek dink die plaaslewe is vir my nie. Wil jy nie pa nie my geld gee dat ek nou maar kan aangaan? Pa sê okay, daar is ons die geld en daar gaan hy en hy's Kaap toe. Na in die Kaap gaan bou hy maar vir hom 'n lewe en hy kry 'n goeie werk en hy maak actually 'n goeie bestaan in die Kaap. En hy daar penthouse en is duur sportkarre en is vriende en is vrouens en dit is alles wat nice is. En op 'n dag gebeur daar 'n resessie en die markte val en die geld verminder en die waarde is dit en hy verloor sy werk. En daar sit hy met die massiewe penthouse en klomp duur sportmotors en ewe skielik moet hy begin verkoop. En hy verkoop die penthouse en van die karre en hy kry maar vir hom 'n kleiner townhouse wat hy in bly en sy girlfriend is daar nog by hom en so rukkie gaan dit goed, maar hy kry nie nog weer werk nie en hy moes maar die townhouse verkoop en die laaste kar verkoop en in 'n klein een slaapkamer woonstelletjie ingaan. En so soek hy werk en soek hy werk en soek hy werk en hy kry nie werk nie. En dit raak al hoe moeiliker en later moes hy maar die woonstelletjie verkoop en op die einde van die dag beland hy op straat. En daar sit hy in die Kaap, straat by die boemelaars, aan die Kaap noem hulle mos die bergies. Weet jy waar kom dit vandaan nie, maar in elk geval. Daar sit hy in die Kaap, daar by die boemelaars en hy en ene maak nou maar vriende en hulle begin so gesels en
Hy vra vir die ou, maar hoe het jy hier beland? Wat het gebeur? Hy sê, ek het my been verloor in 'n ongeluk en ek het my werk verloor, ook maar as gevolg van die resessie en alles, en ek het nêrens om te gaan nie, ek het die familie nie, ek het niemand hier, en nou is ek maar hier op straat. En jou sê, en jy, en wat is jou storie? Jy sê, jong, maar basies dieselfde. My pa het 'n plaas in die Karoo, maar ek het verkies om hier in die stad te kom bly, en ek het 'n lekker lewe gehad, en die resessie het gekom, my werk verloor, en alles verloor, en nou het ek niks sien, ek sit hier op die straat, en die ou kyk hom so, hy sê, maar jy stupid, jy het 'n pa, wat in die Karoo bly op 'n plaas, hoekom gaan jy nie terug huis toe nie? Ek het niemand om na toe te gaan nie, jy het 'n pa. En die ou dink so, en hy dink, joh, ek twyfel daarom of my pa my gaan vergewe vir alles wat ek gedoen het. Maar hy dog wag, hy gaan 'n kans vat, en hy skryf 'n brief vir sy pa, en hy sê, pa, dis wat gebeur het, en ek het 'n paar rand bymekaar geskraap, en ek het my moed bymekaar geskraap, en ek het 'n treinkaartjie gekoop. Ek wil huis toe kom. Die datum klim ek op die trein, die volgende middag, daai tyd rondom gaan ek daar by die dorp wees, daar op die stasie, gaan die trein na wees. As pa my kan vergewe, ek onthou pa, soos die trein daar by die stasie inkom, is daar 'n massiewe eikeboom wat so aan die kant sit. As pa my kan vergewe, hang net 'n wit vlaggie, net so lappie, daar aan daai boom op. Dan sal ek weet, okay, as ek hier 'n wit vlaggie sien, is fyn, ek sal verbygaan, ek sal verstaan. En so is hulle maar op die trein, en ook klim 'n ander ou saam met hom in die kompartement, en hulle gesels so, en hy vertel mekaar nou maar weer hulle stories, en hoe nader hy kom aan die huis, hoe meer stil raak die ou. En so vra die ou vir hom, hoorie maar, wat's fout jong? En hy vertel hom die storie van die brief wat hy vir sy pa geskryf het, en alles wat gebeur het, en dat daar, as sy pa hom nou die storie oor die wit lappie. En hy weet, dis nou tyd, ons gaan nou amper die stasie inkom, en hy vra vir die ou, hoorie, wil jy nie net vir my kyk, ek sien nie kans om te kyk, of daar wit lappie hang nie. En die ou kyk so by die ruit uit, en die boom kom so in sig, so om die draai, en hy kyk so, en hy sê vir die ou, jongman, ek dink jy moet maar self kyk, ek weet nie om dit te vertolk nie. En hy skraap sy moed by mekaar, en hy kyk by die venster uit, en hy sien die boom, en wat dink jy sien hy? Enigeen, wat dink jy sien hy? 'n wit vlaggie? Nee, wit vlaggie nie. Sien, die hele boom is vol wit vlaggies. Die hele boom is vol wit vlaggies gemaak. Want dis die Vaderhart. Wie julle die vreemdste ding gebeur? Ek het maandag 'n ander begrafnis gehad, maandagoggend hierso. En toe ek klaar is met die begrafnis, en voor ek verder gaan, ek het nou my intro nou heeltemal gemis. Ek sê altyd vir elke begrafnis wat ek hierso staan, by hierdie gemeente werk dit so, ek het nie so 5 begrafnispreke wat daar reg lê, en ek trek maar net een uit die bonneltjie uit en kom bring hom hier nie. Ons gaan bid by die Here en sê, Here, wat wil U sê vir die mense wat vandag hier gaan wees? Want die Here weet presies wie gaan vandag hier wees. So maandag is die begrafnis klaar, en ek begin bid vir vandag se woord. En ek het eers so 'n ander storie en 'n ander teks en gedagte, en ek begin so, maar dit wil net nie lekker gel nie. En ek sukkel, donderdagoggend, ek staan vroeg op, en ek sal my binnekamer, en ewe skielik in 'n oogwink, die storie van die boom met die wit lappies,
Daar begin jy. Johannes 3 vers 16 en 14. En die Here sê vir my, daar sit een Andrei. Daar sit een wat hierdie storie moet hoor. En ek weet nie of jy in die kerk sit en of haar op Facebook is nie. En ek weet nie of hy ding nou nog rekord nie, maar in elk geval. Daar sit een wat moet hoor hoe groot die Vader hart is. En natuurlik herinner het ons aan 'n bekende storie mos nou in die Bybel. Die storie van die verlore seun. In Lukas 15. En die storie van die verlore seun was mos nou maar basies dieselfde. Die verlore seun trek daar weg en hy vra vir sy pa vir sy erfdeel. So eintlik sê hy, pa, ek wens jy was nou dood want ek soek my geld. En hy gaan na ver land toe en hy mors alles uit en gekom 'n droogte en hy eindig op in die varkhokke. Waar hy smag om van die pele van die varke te eet. En dan begin ons nou by vers 17. En toe hy egter tot sy sinne kom. En dis die woorde wat ek jou eintlik die vraag wat ek in ons hart wil sit. Jy het tot jou sinne gekom. Toe hy egter tot sy sinne kom, het hy gesê, hoeveel dagloners van my pa eet nie beter as ek nie. Ek sal opstaan en huis toe gaan en my pa gaan vra, en dan die woorde wat hy sê, en ek sal vir my pa sê, ek is nie langer werd om die seun genoem te word nie. So 'n slawe mentaliteit wat in hom ingebou is deur al die tyd wat hy daar tussen die varke gesit het. Maar dan lees ons die mooi rake verder in die storie, vers 20. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop om hom hels en hom gesoen. Jy sien, dis die vaderhart. Toe hy so van ver af kom, toe sien hy eintlik al die boom vol wit lappies. Vol wit lappies. En sy pa wat sê eintlik net, welkom by die huis my kind. En sy pa sê vir die slawe, gaan kry vir hom die beste kleed. Gaan kry vir hom 'n ring, sit 'n ring aan sy vinger. Strek skoene aan sy voete, want hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hierdie seun van my was weg en is weer gevind. Sien pa sê, trek uit die vuil klere. Trek uit alles, al daai goed van die verlede, trek uit. Gooi dit weg, trek vir hom 'n skoon kleed aan. Dan in Romeine 13 dan lees ons, beklee jouself met Jesus Christus. Daai skoon nuwe kleed. Sit 'n ring aan sy vinger, die ring was sy autoriteit, want dit was hulle seelring. Hy sê, gee sy autoriteit terug, dis my seun, dis my kind, is my erfgenaam. Sit skoene aan sy voete, want hy's bereid om hierdie pad saam met my te stap. Die vader se oog was elke dag aan die pad af en net gewag vir sy seun om huis toe te kom. Ons kan hierdie verhaal van die verlore seun, dit kan ons die konteks in twee kante toe ons kan dit vat van die verlore seun wat by die huis kom en dan kan ons dit vat in die konteks van wanneer ons sterf. Waar die pa met oop arm staan en net sê, kom my kind, jy's by die huis. Welkom tuis. Welkom tuis. Beslag die vetgemaakte kalf, ons hou fees. Ons hou fees want my kind is by die huis. Ek wil gou vir julle nog 'n storie vertel. Ek hou van stories vertel. Ek verstaan beter as ek 'n storie vertel, so ek glo julle ook. Die siek man sit daar by die dokter en die dokter ondersoek hom, hy's terminaal siek met kanker en dokter ondersoek hom en dokter sê vir hom, ek kan niks meer vir jou doen nie meneer. Jy gaan sterf. Die man raak so stil en hy sê, joh dokter, hoe voel dit om dood te gaan?
Sê ek weet nie. Ek kan nie hy vraag vir jou antwoord nie. En hulle gaan nou so na die dokter se lesenaar toe en die dokter gaan sit en hy sit en die dokter begin so die voorskrif uitskryf vir die medikasie en skielik is daar 'n gerumoer by die deur en 'n gekap en 'n gekrap en 'n geraas by die deur en die dokter spring op en maak oop en inkom 'n hond en hy spring in die dokter se arms vas. En hy lek die dokter en die stertjie gat net so en dit is net ja, die dokter is daar uit met die hond en na so 'n rukkie terug en 'n rukkie later kom hy terug. So 'n rukkie later kom hy terug en hy kom sit en hy sê jammer meneer, verskoon tog, my vrou het die hond doggiepale toe gevat en moes net ietsie kom optel het hiervoor en toe ruk die hond los en die hond hardloop nou in die gang af. En die dokter begin weer so verder skryf aan die voorskrif en soos hy skryf raak hy stil en hy sit die pen neer en hy sê vir hom, weet jy meneer, hierdie hond van my was nog nooit by hierdie spreekkamer so. Hy was nog nooit in hierdie spreekkamer, hy het nie geweet hoe lyk dit aan die ander kant van die deur nie, hy het nie geweet wat om maar te verwag nie, maar hy het geweet wie wag vir hom daar. Jy sien, en dit is al wat ons hoef te weet. Ons moet net weet wie wag vir ons. En as ons lewe reg is met die Here Jesus Christus, soos ek weet Ridasin was, haar sterkie het net so gewaai toe sy by hy deur staan. Net so gewaai om in te gaan. En sy inkom en sê, Vader, welkom tuis my kind, welkom tuis. Nou is jy veilig. Nou is jy veilig by my. Sy wedloop voltooi, ons het nog ons reis om te hardloop. Ons het nog ons reis om te hardloop om klaar te maak. So die vraag is die, wat ek julle nou mee wil los. Het jy al tot jou sinne gekom? Het jy al besef, maak nie saak wat die verlede ingehou het nie. Daar is 'n hele boom vol wit lappies wat wag. As jy vir die Vader vra, ek wil huis toe kom. 'n hele boom vol wit lappies. En hy sê, kom terug net my kind, kom na my toe. En wanneer jy besluit gemaak het, dan sien soos hy hond wat voor hy deur staan, en hy stertjie gat net so, en as die deur oopgaan, dan hardloop jy in Jesus Christus se arms in. En jy weet sommer, jy's veilig tuis, want ons is erfgename saam met hom. Jy sien, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het immers nie sy seun aan die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Ons doen dit self. Maar sodat die wêreld deur hom verlos kon word. Ons is verlos. Nie net verlos van die dood en van sonde nie. Ons is verlos van alles. Teresa lê vandag hier, sy is verlos van hierdie pyn. Sy is verlos van die siekte. Sy is verlos van enige iets wat haar gepla het. En soos ek sê, soos ek haar geken het, en hy stertjie net so gewaai, die oomblik toe daai deur oopgaan. Nee, ons weet nie hoe lyk dit aan die ander kant nie. Maar solank jy weet, in jou hart, wie wag aan die ander kant van hy deur, dan is jy fyn. Dan staan ons in hy verlossing. Dan staan ons in hy hart, in hy Vader hart. Dan staan ons in hy liefde. En dit is genoeg. Dit is genoeg. Ons het niks meer nodig nie. Amen. Here Vader,
Dankie my God vir u woord. Dankie Here vir liefde. Here, die woord sê, u is liefde, u is lig. U is ons verlosser, Here, u is die groot ek is. En Here, daarom het u hierdie liefde ding in ons geskep. Dis deel van u DNA, Here. Dit kom nie saam met hierdie liggaam nie. Dit kom nie saam met hierdie vlees nie. Saam met hierdie derde van ons wat doodgaan en afsterf nie. Dit kom nie daarmee saam, Here. Dis deel van ons DNA hier diep binne in ons gees. Here, want juist daar in Genesis 1 en 2 sê jy, kom laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Here, dan sê jy weer in die skrif, en u het ons kunstig geweef toe ons nog in ons moederskoot was, en my kind, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Here, daarom beleef ons liefde, want ons is geskep in u beeld, Here. En wat 'n amazing ding om te kan beleef, liefde. Here, dankie weer eens vir u woord. Heilige Gees, dankie dat u dit kom oordra het. Ek is maar net die instrument. En ek eer u, Here. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons begin met die lees van die begrafnis pamfletjie. En dan gaan ek nou klaar weer sy naam vergeet, maar ek glo jy weet wie hy is wat die bedankings gaan doen. In liefdevolle herinneringe aan Theresa Shoes, gebore 27 Maart 1968 en oorlede die 13de November van hierdie jaar. Sag heen gegaan in die ouderdom van 57 jaar. So jonk nog. Die betreur deur haar eggenoot, kinders, familie en vriende. Die diens word waargeneem deur myself hier uit ons gemeente, vandag se datum om 11:00. Die liedere wat ons aan gesing, eerste ene was O Heer my God, en ons sal nou afsluit met Voel jy soms of die Here te ver is. Soos daai verlore seun ook maar gevoel het toe hy daar by die varke sit. Bedankings in die familiebrief sal dan nou gelees word deur Enrico Gous. Net agterop, moenie huil nie, ek is nie dood nie. My tyd het net gekom om heen te gaan. Ek rus nou in 'n heimlike plek en ek het rus, vrede, geluk en liefde gevind. My liefde sal altyd daar wees om julle te sien. Die draers, Marius Shoes, eggenoot, Morney Dupree broer, Heinrich Shoes seun, Stefan Shoes seun, Samantha Walters skoondogter en Talita Johnson Shoes skoondogter. Ek gee nou vir Enrico om vir ons die bedankings en die houdeblyke te doen, handmic diens. En as hy klaar is, dan bly ons net so sit, dan gaan ons kyk na houdeblyk video wat die familie voorberei het vir Theresa. Okay. Goeiemiddag almal. Ek gaan begin deur die familiebriewe voor te lees. Ek het nie gevra om hierdie te doen en dit is my net 'n voorreg om hierdie te kan doen. Die eerste familiebrief is van Marius. Hy sê, my skat, jy was en sal altyd die liefde van my lewe bly. Ek mis jou al klaar so baie, niks sal ooit die plek aan jou kan vul nie. Dankie vir die wonderlike lewe wat jy my gegee het, en vir ons twee pragtige seuns. Ek sal vir altyd lief wees vir jou. En die volgende een is van Uta Morney, Theresa se broer.
Al is hy nie meer met ons nie, bly hy nog altyd, nog elke dag in ons harte voordeel. Ek gaan jou mis, meer as wat woorde kan beskryf. Maar ek vind troos daarin om te weet, jy is verlos van jou daaglikse pyn en nou op 'n ander, op 'n beter plek, saam met Jesus en ons ander geliefdes. My hart gaan ook uit aan Marius, Heidi, Stefan en familie. Mag hulle voortleef met al die goeie tye saam met jou. En mag ons onthou wat 'n goeie mens jy en elkeen van ons was en nog steeds is. Rus sag, my geliefde suster, tot ons weer ontmoet. Lief jou baie. Goeie môre. Volgende brief is van Heinrich en Talita. So spesiaal en kosbaar. 'n leemte wat nooit weer gevul kan word nie. Dankie vir die persoon wie mamma was. Ons is vandag wie ons is as gevolg van mamma. Vir al die opofferings dat mamma altyd daar was. Mag nie saak watter tyd van die dag. Die beste drukkies wat ons harte so gaan mis. Dankie dat mamma my die beste chef gemaak het. Wat ek weet, het mamma my geleer. En ek beloof om vir mamma so voor te leef, dat niemand sal vergeet wie Teresa Shoes was nie. Soos ek gesê, dis van Heinrich en Talita. En dan van Stefan en Sam, liewe mamma. Woorde voel te min om te sê hoeveel mamma vir ons beteken het. Mamma was liefdevol, sterk en altyd naby aan die Here. Selfs die pyn het mamma bly omgee en liefde wys. Dankie vir elke opoffering, elke gebed en elke oomblik van sagtheid wat mamma met ons gedeel het. Ons dra mamma se liefde elke dag in ons harte. Mamma se mooi gees sal vir altyd deel van ons bly. Ons wens ons kan mamma nog net 'n laaste drukkie gee. Ons is lief vir jou, Tishatjie, meer as woorde kan sê. Dis dan van Stefan en van Sam. Dan wil ek net vir die bedankings doen. In hierdie tyd van hartseer wil ons familie van Teresa ons opregte waardering uitstreek vir elkeen wat ons ondersteun het. Dankie vir elke gebed, boodskap, oproep en besoek. Julle liefde en omgee het ons krag gegee toe ons dit die nodigste gehad het. Baie dankie ook aan elke familie van ander pasiënte wat saam met ons in ICU deur hierdie moeilike tyd gegaan het. Julle ondersteuning, bystand en bemoedigende woorde het ons diep geraak. Elke vreemdeling se drukkie in die hospitaalgange het vir ons die wêreld beteken. En ons sal dit nooit vergeet nie. 'n Spesiale woord aan dank aan Greenacres Hospitaal, al die ICU susters, verpleegsters en dokters vir julle uitsonderlike sorg, geduld en menslikheid. Ons sal dit nooit vergeet nie. Ons dank gaan ook aan al goeie begrafnisondernemers vir julle professionele en deurnisvolle bystand met die reëlings. 'n Spesiale dank aan Andrei Lourens en al goeie gemeenskapskerk vir julle hulp, leiding en bystand. Maar God elkeen van julle seën vir die liefde en ondersteuning wat julle met ons gedeel het. Dan is ook 'n spesiale dank vir Talita vir jou ontwerp van die pamfletjie en vir die mooi sonneblomme wat julle vir ons wat jy vir ons opgesit het en gemaak het. Dan ook aan Sam wat die beteken het vir die tyd van dat Teresa in die hospitaal gekom het. Ons weet net alles behartig en ja, baie dankie daarvoor. En dit kom van Marius af. So hierdie alles kom met die opregte waardering van die familie van Teresa. Dankie. Ons sit net so aan, kyk ons na die Hildeblyk video.
Taruh kliknya na po. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees as jy na my verlang. Ek is by jou gees. My tyd om is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie. Want hier is gelukkig. Die kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart staat by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekken om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek weet, ek kom nie afdroom. Ek wil nie heen, jy moet huil nie. Ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regpad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. Was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Die kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart staat by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekken om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlekken om jou hou. En dit kan niemand van jou wegvat nie. Kan niemand van julle wegvat nie. Nie die dood nie, daai herinneringe is wat ons hier binne het, wat ons saamdra vir ewig, vir altyd. My vrou
toe ons nou hoor van Theresa se afsterwe, eerste ding wat sy sê nou, ons het nou so uitgekyk na hierdie jaar se Kersfeesversierings, wat 'n kleur dit gaan wees, en nou gaan ons dit nie sien nie. Sy sien, Theresa het, ja, elke keer wat ek met haar gepraat het, is 'n vrou wat ons almal weet vir 'n lang tyd siek was en moeilike pad gehad het. Maar nou nooit een keer hoor kla nie. Nooit. Altyd vir my gesê hoe goed is die Here vir haar. En dan in so baie mense se harte ingekruip. Al is dit dan nou net om elke jaar nie te sit en wag om te kyk hoe lyk die Kersversierings, watter klere is dit die jaar. So ja, Theresa gaan gemis word. Maar daai herdenkinge gaan sal altyd saam met ons wees, altyd. Dit kan nie weggevat word nie. Sy is deel van ons almal se lewens en is maar 'n kort tydjie. En dan sien ons mekaar weer. Ons gaan nou staan, dan gaan ons slotlied sing. Na die slotlied gaan ek vra dat julle of sal ek vir ons afsluit met gebed. As ek sê amen, dan vra ek dat almal maar net gaan sit, dan sal daar 'n liedjie begin speel. Ons gaan so 'n rukkie luister van die liedjie. Dan sal ek die familie vorentoe begelei, hulle gaan die kers doodblaas en dan sal hulle die kus uit neem. En dan kry ons mekaar by die lijkswa waar ek die formulier sal lees en vir ons afsluit daar. So van daar af is dit terug in die kerk en daai deure sal groot oop wees en dan nooi die familie hulle om hier agter te kom kuier saam met 'n eetdingetjie en iets om te drink. So kom ons staan, dan sing ons saam tot eer van die Here. Playful grace was on full silver strong. Gay with good he made your song. That's it, he's put on the jokes of far. Dice se I come mighty he won't hear. Make my sight in the sky, call my lost into heart. Through his songs, he led the past. Playful grace was unfold, silver star. Gave a cruel he made your song. God's like his on the lips of heart. He says, say, I go fear, I go mighty, he won't hear. Make no sign in the sky, call my arms and into heart. Through his songs, he led the past. 24 grace was unfold, silver star. Yea, what cruel he made your song. That's a kiss, put on with you so hard. He's still
Dankie Here vir u liefde. Dankie vir u vaderhart. En Here, dankie vir die hoop van verlossing en die hoop van eendag dat u ons kom haal en ons almal saam by u kan wees. Here, dan praat Hebreërs 11 van daai skare geloofsgetuienis wat reeds vir ons wag, waarvan Teresa nou een is. En Here, dan sê Moses ook daar in Psalm 90 en ons vlieg eintlik maar na die einde toe. Here, dit bly net, dankie vir u offer, Jesus Christus. Dankie dat u gekom het om ons te verlos en te versoen met u Vader. En dankie, Here, net vir u grootheid. Mag die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees. Amen. Almal kan sommer net sit, dan luister ons na die. Didn't know today would be our last. That I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk right through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I fall. In a world where heroes come and
So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.